Goeiemôre. Ons gesels vanmôre oor die onbeskryflike wonderwerk van die oomblik toe Jesus gedoop is. En dis vanmôre kinderdiens by die kerk en ons gaan met die kindertjies bietjie gesels daaroor en ons het 'n paar ander goedjies. Maar vanmôre wil ek bietjie met u gesels dat ons die essensie raak sien van hoe onbeskryflik groot hierdie geleentheid is. Maar voordat ons begin en ons lees, kom ons word stil en ons wy hierdie oggend aan Vader. Ja, baie dankie dat ons by mekaar kan wees vanmôre. Dankie dat u ons so onbeskryflik liefhet. Here, dat ons vandag, vanmôre, die sakrament van die doop mag vier. Maar Here, dat ons net sien, dis nie net goeie tradisie waar babetjies name kry nie, maar dat ons vanmôre besef dat die hemel gaan stil staan met 'n doopgeleentheid. En Here, help asseblief dat ek die doop wat ek saam met my dra, die teken van water op my voorkop, dat ek dit met groot gemaklikheid en met groot vreugde sal dra, maar dat ek moet ook 'n groot verantwoordelikheid sal dra. Dankie dat ons dit vir u kan vra. Amen. So ek wil gou hoor, as ons vanmôre 'n babatjie doop, wat is die elemente van 'n doop wat geweldig belangrik is? En ons weet die water is geweldig belangrik en dan is die vraag ook, maar waarvoor word water nog gebruik? En as ons net gaan kyk na die gebruik van water, dan sien ons dat as jy sommer vanmôre saam met my kan dink, daar's 'n klomp goed wat mens met water kan doen. Verstaan? Ek dink die eerste ding as mens nou vanmôre hier sit en jy's regtig dors, dan sê vir jouself maar water is lekker. Ijskoue water is lekker om te drink. Dit verkook jou liggaam. Dit maak dat mens nie so warm kry nie. Maar as mens bietjie verder kyk, jy het vanmôre al water gebruik toe jy opgestaan het en jy het jou stort aangesit of jy het jou tande geborsel. Ons het water gebruik vanmôre toe ons ontbyt gemaak het. Jy het koffie daarmee gemaak. Miskien het jy gekookte eiertjie gemaak wat jy in water gekook het. Ons gebruik water vir alles. Ek wil gou vra, wat's nog gebruike van water waaraan jy kan dink? Ek gaan nie te lank tyd gee nie. God het die bron van lewe is water. En daarom is dit God se teken, die oomblik as ons in 'n ooreenkoms met God kom staan. Ons glo baie sterk dat ons doop kom uit die Ou Testament uit. En ons glo baie sterk Genesis 12, Genesis 13, Genesis 15. Die ooreenkoms wat God met Abraham gemaak het en die manier hoe God met Abraham hierdie ooreenkoms gemaak het, wat hy vir Abraham gesê het, maar Abraham, ek maak 'n ooreenkoms met jou. Dis nie jy wat met my 'n ooreenkoms maak nie. So op die ou ende is dit ek wat met jou ooreenkoms wees. En dan die lang en die kort van hierdie ooreenkoms is, ek sal vir jou God wees, maar ek sal ook die God van jou nageslag wees en hulle geslagte en al hulle geslagte wat kom, wat my vanmôre by jou en by my uitbring. As ons vanmôre dink, water speel so ongelooflike belangrike rol oral. 2/3 van die wêreld bestaan uit water. 3/4 van my liggaam bestaan uit water. Plante kan nie leef as daar nie reën is, as daar nie water is nie. Diere kan nie leef mense kan nie leef as daar nie water is nie. Water is God se simbool van lewe. En is hierdie pragtige simbool van God, wat God gebruik as hy by die doop kom. En as ons vanmôre vir mekaar sê, vir 'n oomblik kan stil staan. As jy vanmôre in jou voorkop vat en jy dink aan die simbool van water op jou voorkop, wat maak dit in jou los? Herinner dit my bloot aan die oomblik toe ek gedoop is, toe my pa my ma my gedoop het en ek kerk toe gekom het en ek verbind my doopgeleentheid aan die oomblik waar ek 'n naam gekry het. Dis veel meer as dit. Ek wil vanmôre as ons na Matteus hoofstuk 3 gaan kyk, van vers 13 af, dat ons kyk wat die pragtige beginsel van water is. Dat ons kyk na hoe groot rol dit speel. En ons verskil van mekaar. Baie mense sê, maar iemand is net wettig gedoop as hy in baie water gekom het, as hy daarin geonderdompel is. Ander sê, maar die simbool is so kragtig, dat ons 'n paar druppels water op 'n voorkop kan sit wanneer ons doop. Maar wat het gebeur, toe Jesus gekom het, en uit hierdie ooreenkoms wat God met Abraham gemaak het, in Genesis 12, Genesis 13, Genesis 15, die ooreenkoms van ek sal vir jou God wees,
maar ek sal ook die God wees van jou nageslag en hulle geslagte en al die geslagte wat kom. Want die oomblik toe Jesus gedoop is, het hierdie belofte die bloedwaarde verruil, waar die bloedwaarde van die ou belofte gekenmerk was aan die besnydenis. Daar moes bloed gevloei het om hier ooreenkoms na te kom. Het Jesus met sy koms nie net aan die kruis hierdie bloedteken vervang met water nie, maar al voor sy kruis, die oomblik toe Johannes hom gedoop het. So kom ons lees. Nou kyk ons bietjie wat staan in Matteus hoofstuk 3. Matteus 3 vanaf vers 13. In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe by die Jordaan gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom probeer verhinder deur te sê: "Ek moet eintlik deur u gedoop word, en u kom na my toe?" En Jesus antwoord hom en hoor hier: "Nogtans moet jy dit nou doen." Hoor die woorde nie, kan jy, of dit gaan vir my eer wees nie, maar daar staan nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van Vader voldoen. Daarna het Johannes ingestem. Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die water gekom. Met eens het die hemel bokant hom oopgegaan en hy het die gees van God soos 'n wit duif sien neerdal en op hom gekom. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het: "Dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my." As ons vanmôre net by teks stil staan en ons kyk net na 'n paar elemente van wat hier gebeur, in die ander evangelies miskien anders, maar hier in Matteus is die onbeskryflike opmerking van Jesus, dit is iets wat gedoen moet word. En dan vra ek, maar hoekom moet ek gedoop word? Hoekom is dit belangrik? En ek wil hê ons moet vir 'n oomblik wegbeweeg van die verskillende argumente van doop dis God se verbondshandeling teenoor ons, God wat sy belofte op hierdie manier nakom. Of dit nou groot doop is of 'n klein doop is, want baie mense sê, ja, maar ons glo nie in groot doop nie, ons doop groot mense, baie. En of dit baie water is of min water is, dit maak nie saak nie, maar hierdie element van doop is so onbeskryflik belangrik, omdat dit een van die min plekke in die Bybel is, waar beide God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees teenwoordig is. En dis 'n wonderlike geleentheid, want God het as 'n ware die hemel en die aarde vir 'n oomblik laat stil staan toe Jesus gedoop is. Die Heilige Gees, die hemel het oopgegaan en die Heilige Gees, hulle het iets soos 'n duif op hom sien neerdal. Die Heilige Gees was teenwoordig. God praat uit die hemel en hy sê: "Dis my geliefde seun en oor hom verheug ek my. Ek is bly oor hom." As jy dan vanmôre aan jou eie voorkop vat en jy dink aan die oomblik toe jy gedoop is, miskien kan jy dit glad nie onthou nie. Miskien was jy te klein geweest. Miskien is dit nodig dat ek jou herinner vanmôre. Die hemel het ook gaan stil staan. Die oomblik toe jy gedoop is. God het sy gees was teenwoordig die oomblik toe ek gedoop is. Dis die oomblik wat die Heilige Gees deel geword het van my, toe ek nie eers vir myself 'n belofte kon maak nie, maar toe my pa en my ma namens my 'n belofte kon maak het. Hulle het 'n belofte aan die Here gedoen, dat hulle my sal groot maak, sodat ek wat groot geword het, my regte Vader sal leer ken wat in die hemel is. En God het gesê, hy kyk met deernis na die geleentheid, soos hy na Jesus gekyk, gesê, maar jy's my geliefde kind. Ek het aan jou gedink, nog lank voor ek geskep het. Ek het geweet waar is jou plek op aarde, en ek kyk na jou, en ek is lief vir jou, en ek het 'n vreugde in my hart oor jou. Mag ons vanmôre met hierdie doopgeleentheid nie ons eie doop vergeet nie. Mag ons nie die belofte wat ons aan God gedoen het, toe ons kinders gedoop het, vergeet nie. Want ouers vergeet maklik. Toe jou kind gedoop het, was dit 'n pragtige geleentheid. Die hele familie was daar. Almal het getuies daarvan. Maar omdat ek in my kop my doop van my kinders so klein gemaak het, partykeer van, dit was net die geleentheid waar my kind sy naam gekry het. Moet ek mooi onthou wat in die doopformulier gestaan. Ons doop nie as gevolg van die feit dat ons na doop kyk as 'n vorm van bygeloof nie. Dis die plek waar ek en my vrou kom, of ek en my man kom,
of ek alleen gestaan het en namens my kind 'n belofte voor God gemaak het, mag ons hierdie doopbelofte weer nakom. Mag ek weer besef vanmôre hoe 'n onbeskryflike oomblik dit was toe die heelal gaan stil staan het. Dat God Vader, God Seun en God Heilige Gees betrokke was daarbey. En dat dit nie net 'n oomblik was van tradisie nie, maar dat dit 'n oomblik was van beloftes. Mag Vader ons die genade gee dat ek met die merk op my voorkop, my doopmerk in trots in hierdie wêreld sal lewe. Dat ek gereeld daaraan sal vat, dat ek gereeld daaraan sal dink. Dis nie 'n merk wat ek in my dra soos 'n besnydenis nie. Dis 'n merk wat jy nie kan sien nie, maar dra dit met trots in hierdie wêreld, want elkeen van ons behoort aan God. Mag jy vrede hê vir hierdie week en mag God jou genade toevou. Vader, dankie dat ons u merk mag dra, u doopmerk op ons voorkop. Dankie dat dit so 'n kragtige belewenis is, dat dit deel kan wees van my bestaan. Oomblikke as ek aan myself twyfel, Vader, help my en herinner my hierdie merk wat ek op my voorkop dra, moet ek met trots dra en ek moet nie twyfel aan myself nie. Want Here, ons kan vir u vra, alles wat ek doen, Spreuke, ken my in alles wat jy doen en jy sal die regte pad loop. Here, dat ek dit sal onthou. Dat ek met trots vir die wêreld kan wys, ek is 'n koningskind. En Vader, dat ek vir die wêreld ook kan sê, maar ek was deel van 'n belofte wat ek vir my kind gemaak het, wat ek vandag nog nakom. Dankie Here vir hierdie oomblik waar ons kan stil staan, dat ons na die sakrament van die doop kan kyk en dat geweldige groot impak op my lewe kan hê. Amen. Mag jy 'n onbeskryflike week hê. Mag jy in hierdie lydingstyd glad nie bang wees om met krag te lewe en met spoed te lewe nie. Jy's 'n koningskind, jy mag. Geniet elke oomblik daarvan. God het ons bederf, sodat ons in hierdie wêreld as sy kinders kan lewe. Groetnis.